Goeiedag, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is vandag besig met 'n reeks oor die kerk. Die naam van die reeks is Maak Jouself Tuis. En dit gaan daaroor, hoekom is dit belangrik om deel te wees van 'n kerk? Hoekom is dit belangrik om deel te wees van 'n gemeente? Hoekom moet ons in hierdie tyd, in hierdie uiters sekulêre tyd, hoekom moet ons onsself weer opnuut verbind aan die kerk van die Here Jesus Christus? So mag jy ook vandag die woord van die Here, die wil van die Here helder en duidelik hoor. Voor ek die boodskap bring, voor ons uit die Bybel gaan lees, kom ons dit net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here, dankie vir u kerk. Here, dankie vir plaaslike gemeentes. Here, dankie dat ons via die kerk en via gemeentes deel kan wees van dit wat u op hierdie aarde doen. Here, ons weet dat u die hoof van die kerk is. Ons weet dat u u lewe vir die kerk gegee het. Ons weet dat die kerk gaan bestaan tot in alle ewigheid, dat die magte van die doodryk die kerk nie sal oorweldig nie. Here, mag ons sien wat u wil is vir ons as individue. Here, mag ons vandag net weer hoor, ons moet deel wees en deelneem aan u kerk. Here, kom in hierdie woordverkondiging, in hierdie erediens vandag. Here, kom verheerlik u self asseblief. Amen. As jy 'n Bybel het, maak asseblief saam met my oop by Lukas hoofstuk 15. Dis die laaste in ons reeks oor hierdie tema, die kerk, en die reeks se naam is Maak Jou Tuis. As mens 'n bietjie wil uitbrei, maak jou tuis in die huis. Maak jou tuis in die huis wat die Here bou. Voor ons gaan lees, wil ek met 'n boumetafoor begin. Soos julle na Lukas 15 toe braai, kan ek net gou vinnig sien, wie van julle het al iewers in julle lewe aangebou by die huis? Waskamer, ekstra kamer, garage, goed. Wie van julle se huwelik het bietjie houe gevat in daai tyd? So ek sê vir myself, as jy dink om Chamberlains toe te ry, skryf in vir ons huwelikskursus. Volgende vraag, wie van julle het op 'n plot groot geword, 'n tipiese plot. Wie van julle ken hoe dit daar lyk op 'n plot? Een van my pelle, hy was nou so by die 8 uur diens, hy het op 'n plot groot geword. Hy sê as jy op 'n plot bly, is jy altyd besig om te bou. Daar's altyd bietjie sement, altyd bietjie planke, altyd bietjie klippe, altyd bietjie grond. In die stad Barcelona, in Spanje, is daar 'n kathedraal wat ons vandag noem die Sagrada Familia. Wie van julle was dalk al by hierdie kathedraal? Op 19 Maart 1882 het hulle begin om hierdie kathedraal te bou. Bietjie vir bietjie. En as julle fyn kyk, sal julle die huiskrane sien op daai foto. Hulle is nog nie klaar met die bou van hierdie kathedraal nie. So om dit te beklemtoon, vir meer as 140 jaar bou hulle en bou hulle en bou hulle. Dit lyk nie vir my of hulle op Sondag bou nie, maar môreoggend 8 uur klok die bouers in, klok die argitekte in, en hulle gaan net aan waar hulle Vrydag geëindig het. So oor jare heen bou hulle en bou hulle en bou hulle aan hierdie kathedraal. Dis Europa. Vandag, hier in Centurion, is die Here besig om sy kerk te bou, en hy bou sy kerk, en julle het dit almal al gehoor, kinderkerk, tienerdiens nie goed, en hy bou sy kerk deur mense. Die interessante is, ons as kinders van die Here moet so half aanmeld vir diens. Petrus sê, die leier van die disippels, hy sê in 1 Petrus 2 vers 5, hy sê, laat julle, met ander woorde, daar's iets wat in ons moet gebeur, so ons moet 'n tree gee nader, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. In die Nuwe Lewende Vertaling staan daar, laat julle as lewende klippe inbou in God se geestelike tempel. So waaroor gaan dit hier? Ons kry in die Bybel, as jy die Bybel vat, vanaf Genesis tot by Openbaring, kry jy in die Bybel sekere groot stories, sekere groot sterk patrone. Ons praat baie keer van hierdie makronarratiewe wat daar in die Bybel is. Een van hulle is hierdie beweging van God na sy mense toe. So hou nou in gedagte, God wil 'n gebou bou, metafoor, hy wil 'n gebou bou met Christene. Hoekom? Sodat hy by ons kan wees, sodat hy naby aan ons kan wees. Genesis hoofstuk 3. God op soek na die mens. Hy vra die vraag, waar is jy? Adam, waar is jy? Hoekom? Want hy wil naby hulle wees. Dan as ons so 'n bietjie aanstap en ons kyk na Exodus, die volk is uit Egipte uit, nou is hulle besig om te reis na die beloofde land, dan kry Moses hulle die opdrag om 'n tabernakel te bou, die tent van ontmoeting. Maar nou is die vraag, maar hoekom? Hoekom moet ons 'n tent oprig vir die Here? En dan as ons fyn lees Exodus, dan staan daar so, sodat die Here tussen hulle kan wees, sodat die Here tussen hulle kan bly. Die eeue stap aan, Dawid het hierdie droom om 'n tempel te bou, 'n vaste gebou. Hy kan dit nie doen nie. Die Here sê hy is te veel van 'n soldaat, sy hande is vol bloed, hy moet dit nie doen nie. Salomo sy seun moet dit doen.
En dan lees ons in 1 Konings hoofstuk 8, dat Salomo bid. Hoekom 'n tempel? Sodat God vir ewig daar kan bly. So moenie die beweging mis nie, van die hemel af, aarde toe. Die Here kom nader, hy kom na ons toe, hy kom na ons toe, hy kom na ons toe. Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword. Wat staan daar letterlik in die Grieks? Hersiening vir, ek skat 80-90% van ons wat hier sit, daar staan, hy het sy tent onder ons kom opslaan, hy het onder ons kom tabernakel, sê van die vertalings. Julle sien daar so, wie van julle kamp? Wie van julle is lief vir kamp? Hy het sy, die Engelse mos sal sê, jy pitch jou tent. Hy het sy tent onder ons kom opslaan. So wie's ons? Ons is hier die lewende stene, die lewende klippe. Die Here wil 'n kerk bou deur mense, sodat hy by ons, sodat hy tussen ons kan wees. Paulus verwoord dit in Efesiërs 2 vers 22. Deur julle verhouding met hom, deur julle verhouding met Jesus, word ook julle, mans en vrouens, saam opgebou tot 'n gebou, waarin God deur sy Gees kan woon. So groot storie, groot patroon in die Bybel. Ons kry dit ook in Openbaring hoofstuk 21, waar die nuwe Jerusalem aarde toe kom. God wil naby ons wees. So as ons nou gaan kyk na Lukas hoofstuk 15, as ons na hierdie gelykenis kyk, wat bestaan uit 3 dele, die storie van die goeie herder, die storie van hierdie vrou wat hierdie muntstuk soek, die storie van die pa wat na sy seun, wat op sy seun wag, wat wie se seun weggeraak het. As ons op 'n sekere manier na hierdie gelykenis in Lukas 15 kyk, dan kom ons agter, dit sê vir ons iets van die drie-eenheid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dit sê vir ons iets van die Triniteit wat saamwerk of wat meewerk om ons in die Vader se huis te kry. So ek werk vandag, ons kan op verskillende maniere na die gelykenisse kyk. Ek werk vandag wat ons in die kerk doen, dis 'n allegoriese interpretasie van die teks. Met ander woorde, ons vra nie vrae oor presies hoe sou die mense van die eerste eeu dit verstaan het nie. Ons vra die vraag, wat is die dieper betekenis? Wat is die dieper simboliese betekenis van dit wat ons hierso kry by die herder, by die vrou en dit wat die pa wie se seun weggestap het. En dis nie 'n vreemde ding nie. Dis nie een of ander wacko stuk teologie nie. Die kerkvaders het dit reeds met Lukas hoofstuk 15 gedoen. Ambrosius van Milaan het dit gedoen. Augustinus, baie van julle het al gehoor van Augustinus. Hy was waarskynlik die bekendste kerkvader. Hy het ook hierdie gelykenis op hierdie tipe manier gelees. So kinders, julle sal dit verstaan. Dis nie 'n vreemde interpretasie nie. As ons kyk na die 3 verhale, dan kom ons agter Jesus is die herder. In sy eie woorde, Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Wat doen die goeie herder? Hy sê ek lê my lewe af vir die skape. So Jesus, die Seun, die Woord, het nie in die hemel gebly nie. Hy het nie daar gebly en vir ons briewe geskryf en vir ons WhatsApps gestuur in vandag se taal nie. Hy het gedoen wat die oudste seun van Lukas 15 nie gedoen het nie. Die oudste seun was veronderstel om na sy boetie te gaan soek. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het by die huis gebly. Maar dis nie wat die Christus gedoen het nie. Dis nie wat Jesus gedoen het nie. Hy het mens geword. So sy beweging was na ons toe. Hy's verneder, hy's verag, hy's gemartel, hy's gekruisig. God het hom opgewek. So wie's die herder? Dis Jesus Christus. En dan as ons na die tweede verhaal kyk in hierdie enkele gelykenis, dan lees ons van 'n lamp. Groot prentjie, Ou Testament, Nuwe Testament. Die Heilige Gees word dikwels gelykgestel aan 'n lamp. So as ons die vraag vra, wat is die rol van die Heilige Gees? Wat is die werk van die Heilige Gees? Dan kom ons agter die Heilige Gees se werk is om Jesus Christus te verheerlik. Hy help dat ons as mens Jesus kan sien. Hy maak ons oë wat baie keer gewoon nie sukkel om te sien, ons oë wat baie keer blind is, hy maak ons oë oop sodat ons Jesus kan sien. Hy skyn die kollig, hy skyn die spotlight op Jesus Christus. So sonder die Heilige Gees sal nie een van ons vandag Jesus Christus kan sien nie. En dan, Lukas hoofstuk 15, die pa, wat doen die pa? Hy wag, en hy verwelkom sy seun terug by die huis. So as ons na die gelykenis as 'n eenheid kyk, die Vader, die Seun en die Heilige Gees werk saam om ons as gelowiges weer by die huis te kry. In die taal van vandag, om ons weer by die kerk te kry, om ons weer deel te maak van dit wat die Here op hierdie aarde wil doen. So ons as lewende stene word ingebou in die gebou wat God wil hê ons moet wees. En wie doen dit? Jesus doen dit, die Gees doen dit, die Vader doen dit ook. So nou is die vraag, en dit
Dis 'n baie relevante vraag vir vandag. Hoekom, as jy 'n kind van die Here is, hoekom moet jy deel wees van 'n gemeente? Hoekom moet jy deel wees van 'n kerk? Hoekom kan jy maar net op 'n Sondagoggend mall toe gaan nie? Hoekom kan jy maar net elke Sondagoggend gaan draf en jou honde vir 'n stappie vat nie? Hoekom kan jy net elke Sondag gaan fietsry nie? Wat is die rede hoekom daar 'n kerk op hierdie aarde is? Hoekom is dit 100% in die wil van God dat ons moet deel wees van 'n gemeente? En ek wil dit vandag verduidelik aan die hand van 4 begrippe, 4 konsepte. En die akroniem waarmee ek werk is wins, die wins van die huis. So ek gaan nou so 'n bietjie Engels gebruik om dit in te pas. Ek en Colin en Gerrit het so gesit, die wonder ons nou, hoe gaan ons hierdie konsepte bymekaar sit? So ek werk met die W, aanbidding, worship. Ek gaan werk met identiteit, die N staan vir ons is deel van 'n netwerk, en die S gaan daaroor dat ons kan dien, die Engelse kan service. So kom ek begin, hoekom as jy hier so sit en jy is dalk so 'n bietjie skepties oor kerk, skepties oor 'n gemeente, hoekom moet ons deel raak van 'n gemeente? Julle by die kerk, in 'n erediens, aanbid ons die enigste lewende Here wat daar is. Van julle kan vir my sê, maar wag 'n bietjie, ek kan die Here aanbid by die huis. Ek kan daar in my binnekamer ingaan, ek kan lekker Bethel op YouTube aansit en ek kan God aanbid, en julle dis reg. Jy is 100% reg. Maar tog, as ons die Bybel fyn kom, dan kom ons agter, God wil hê ons moet dit as 'n groep doen. Ons moet dit as 'n samekoms doen. Iets gebeur as bakstene bymekaar kom om 'n gebou te vorm. So dink gou vir 'n oomblik net aan die mooiste gebou wat jy al ooit in jou lewe gesien het. Die mees indrukwekkende gebou wat jy nog ooit gesien het. Van julle sal ook sê dis St. Paul's in Londen. Van julle was dalk al daar in die Vatikaanstad. Julle sal sê dis daai St. Peter's kathedraal. Van julle het dalk al deur boeke geblaai of jy het verby 'n huis gery. Jy sê, "Wow, check hier daai huis." Iets gebeur as bakstene bymekaar kom om 'n gebou te vorm. Iets gebeur wanneer ons as kinders van die Here bymekaar kom en ons maak die naam van die Here groot. En ek wil nou Psalm 22 vat en ek wil verduidelik wat hier gebeur. Julle, ek het soos baie van julle in die kerk groot geword. My pa se NG Kerk dominee en goed. Maar ek het hierdie nooit geweet nie. So dis vir my regtig lekker om hierdie met julle te deel. Psalm 22. Dis 'n baie bekende Psalm. Jesus haal Psalm 22 aan terwyl hy aan die kruis hang. En julle kan dit so saggies saam met my sê. Psalm 22 vers 2. My God, waarom het U my verlaat? So dis 'n messiaanse Psalm. Ons kyk christologies na die Psalm. Ons sien Christus in hierdie teks. Maar dan staan daar baie interessante iets in vers 23. Selfde Psalm. Ek sal tot eer van U naam getuig in die gemeente. Ek sal U in die volle vergadering prys. Ons het nou 3 liedere gesing. En julle, ons het nie alleen gesing nie. Christus sê, en ek gaan nou vir julle sê hoekom ek dit sê. Christus sê, die opgestane Here, die een wat tans aan die regterkant van God sit. Hy sê, maar wag bietjie kerk sonder mure. Julle het nie alleen gesing nie. Wanneer julle my naam groot maak in die vergadering, in die erediens, sing ek saam met julle. Waar kry ons dit? Ons kry dit in Hebreërs 12 vers 2. Hy sê tog, Jesus sê tog, so die skrywer van die boek Hebreërs, ons weet nie wie die Hebreërs geskryf nie, maar die skrywer sê vir ons, as die Here sê tog, ek sal U naam aan my broers bekend maak. So hy quote hierso uit die Griekse vertaling van die psalmbundel en goed. Ek sal U naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek U lof besing. So onthou dit. As jy kerk toe ry, 7:30, 9:30 se kant, wanneer ons sing, wanneer ons die Here aanbid deur gewoon net sy woord oop te maak, wanneer ons die Here aanbid deur net saam te wees, is Christus by ons. Ons doen dit nie alleen nie. Ons gaan nou afsluit. Ons gaan oor 'n paar minute afsluit met die oorwinningslied. Wanneer ons sing, is ons nie alleen nie. Daar's iemand wat saam met ons sing. So wat is die wins van die kerk? Hoekom moet ons nie moeite doen om bietjie klere aan te trek en hier te kom? Want Christus aanbid saam met ons wanneer ons die Vader aanbid. Die U staan vir ons identiteit. By 'n kerk, in 'n erediens. Oor jare heen ontdek ons en herontdek ons identiteit. Nou wil ek julle terugvat. Julle het die moeite gedoen om hier te wees vandag.
kan ek julle vra om net vir 'n oomblik terug te gaan na jou standaard 6 jaar, jou graad 8 jaar. Wie van julle onthou iets van standaard 6? Wie van julle kan onthou wat hulle julle genoem het? Dit is altyd sulke simpel name wat jy kry as 'n graad 8 kind. Okay, werk nou saam. Dit is 'n baie interessante ding wat gebeur tydens 'n saalopening of wat gebeur op 'n entreeblad as dit nou 'n formele samekoms is. Dink 'n bietjie. Jy's 'n laaitie van 13, 14 jaar oud. Jy's 'n dogtertjie. Jy het jou netjiese klere aan. Wapen met 'n das. Net die feit dat jy daai klere aan het, sê al klaar iets vir jou van hierdie nuwe identiteit wat jy gaan ontvang by die hoërskool. Die skoolhoof, gewoonlik nie die vriendelikste man daar op die verhoog nie, hy kom vorentoe. En hy kyk so 'n bietjie af, bietjie kwaai, baie keer is met 'n harde stem. Nou praat hy met jou as 'n graad 8 kind. By hierdie skool doen ons dit. By hierdie skool mag ons nie dit doen nie. Oomblikke later kom die hoofseun. Voel vir jou of hierdie ou 5-26 is. Hy het al beenhare, hy het 'n borshare steekie by sy kraag uit nie goed. En hy's ook redelik ferm met hierdie nuwe graad 8's. Maar deur dit alles heen, soos vir die eerste kwartaal aanbeweeg, soos wat jy oorgaan na die tweede kwartaal toe, ontdek jy wat jou nuwe identiteit is by hierdie skool. Mooiste meisies in die skool, die girls met die mooiste bene, hulle kom vorentoe, hulle is die pompom meisies. Ons het Saterdag die Classic Clash gewen, die eerste span staan op. Ons skree die kreet, ons sing ons sportliedjie. Alles werk saam om ons identiteit te bevestig. Na 'n paar oomblikke staan ons op. Die vlag word gehys, ons sing die vlaglied. Wie van julle het as skool die volkslied gesing maandagoggende? Jy sing die skoollied. So al hierdie goeters is merkers van wie ons is, van wie ons word. Dit is die erediens. Of dit nou 'n kinderkerk erediens is, of dit 'n erediens is by ons tieners, of dit 'n 8 uur of 'n 10 uur diens is, 'n aanddiens is, elke keer tydens die erediens ontdek ons identiteit. Ons identiteit word bevestig en dit word oor en oor herbevestig. Ons hoor, amper elke Sondag hoor ons is disippels, ons is leerlinge van Jesus Christus. Ons hoor dat ons getuies is. Ons hoor mans en vrouens dat ons gemaak is na God se beeld. Al daai goeders vorm ons. Ons hoor dat God ons aanvaar, ons hoor dat God ons vergewe, ons hoor dat hy vir ons wag, ons hoor dat God in ons glo. Dit is wie ons is en dit gebeur nie aldag as jy die Here net aanbid in jou binnekamer nie. Die Here wil hê ons moet deel wees van nie 'n gemeente nie, van sy gemeente. 'n Gemeente is nie 'n toevallige werklikheid nie. Ons bestaan omdat dit in die wil van God is dat ons bestaan. So dis die I. Ons worship saam, ons aanbid God saam, ons ontvang, ons ontdek ons identiteit en dan die eindstand vir jy word deel van 'n netwerk. Daai program van Rian van Heerden, wie word 'n miljonair? Wie van julle kyk dit baie keer? So ek het nou 'n vraag. Maklike vraag, derde vraag. Watter bome op hierdie aarde groei die hoogste? Krummetartboom, bloekomboom, die redwoods daar van Kalifornië, suide van Oregon, of 'n eikeboom? Wie van julle weet, nie uitskree nie, wie van julle weet wat die antwoord is? Wie van julle sal jou kop op 'n blok sit, as jy weet wat die antwoord is? Wie van julle sê die redwoods van Kalifornië? Baie interessant. So as jy nou gaan speel op Google, ChatGPT, Wikipedia, die bome wat die hoogste groei op hierdie aarde is die redwoods. Die interessante van hulle is, hulle wortelstelsels gaan nie baie diep nie. Ons is in skool in biologie geleer, 'n boom lyk bo die grond, basies, hy lyk onder die grond soos hy bo die grond lyk. Maar die redwoods het nie 'n pendoring wat 50, 60, 70 meter in die grond ingaan nie. Hulle wortelstelsel is maar so, as jy nou so 'n bietjie van die vloer af werk, is maar so 2, 3 meter diep. Maar die interessante is, hulle wortelstelsels gaan verskriklik wyd, tot 30 meter. Wat nou gebeur is, hulle groei in wat mens noem sulke familiesirkels, hulle wortels vleg so in mekaar in. En dit maak dat die redwoods verskriklik sterk is, want hulle staan nie op hulle eie nie. So hulle het daar's hierdie interverweefdheid van die redwoods. Daar's nog nie so baie akademiese navorsing doen oor die redwoods nie, maar as ons kyk na wat gebeur tydens wat gebeur in en met ander bome, dan lees ons van die wood wide web. Dit gaan daaroor dat die bome in mensetaal met mekaar praat, laat hulle mekaar help, laat hulle mekaar ondersteun, laat hulle mekaar waarsku, laat hulle ook deur die wortels voedingsstowwe vir mekaar kan aanstuur. So die redwoods
groei op tot die hoogste boom op hierdie aarde. Hoekom? Want hulle is deel van 'n netwerk. Oor en oor in die Bybel, dit is baie interessant, oor en oor in die Bybel word ons met bome vergelyk. Kolossense 2, Efesiërs hoofstuk 3, ons lees dit in Lukas 6, ons kry dit in Matteus 7, ons kry dit letterlik op tientalle ander plekke. Lees saam met my Psalm 92, die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. By die kerk leef ons vir mekaar, ons bid vir mekaar, ons ondersteun mekaar en ons dra mekaar se laste. Ons kan nie anders as om deel te word van die kerk van die Here Jesus Christus nie. Dit sal beter met jou gaan wanneer die storms van die lewe kom, as jy deel is van 'n sterk netwerk. En dan net laastens vinnige iets. By die kerk het jy die voorreg om te dien. So die S staan vir service. Ons het die voorreg om ander mense te kan bedien. As jy dink aan die dooie see, een rivier vloei die see van Galilea, een rivier voed ook die dooie see. See van Galilea is leweryk, daar's baie plante, baie visse, baie mense. Dit lyk soos harties op 'n Saterdag as jy daar op 'n naweek aankom en goed so. Dooie see, sout. Daar's nie lewe nie, daar's nie vis nie, daar's nie plante nie, want hy het nie 'n uitloop nie. Hy voed nie 'n ander dam of rivier nie. Hy loop nie uit in die see in nie. Van ons, en ek weet nie om dit nou regtig taktvol en sensitief te sê nie, julle van ons sit vir jare in die kerk en ons het geestelik dik geraak. Ons het net ontvang en ontvang en ontvang en ontvang en ons het nog nêrens naam opgeskryf en gesê, hier is ek. Ek is hier om te dien. Gee jouself. Dis die voorreg wat ons het as kinders van die Here om te dien. So kerk sonder mure, hoekom moet jy deel wees van 'n kerk? Hoekom moet jy daai volgende tree gee? Ons aanbid saam met mekaar, ons aanbid ook saam met Jesus wat die Christus is. Ons ontdek ons identiteit. Ons word deel van 'n baie sterk netwerk van mense wat strek oor die hele wye aarde. En hier by die kerk het ons die voorreg om te doen wat Jesus gesê het ons moet doen. Hy het mense se voete gewas, hy het sy apostels se voete gewas en dan sê hy, ek het vir julle voorbeeld gestel. Julle moet dit ook doen. Wat is die kerk? Kerk is hierdie beweging wat gebou is op die belydenis dat Jesus die Messias is. Dat Jesus die seun is van die lewende God. Dis Matteus 16 vers 18. En dan sê Jesus, en die magte van die doodryk sal die kerk nooit oorweldig nie. Amen. Ons Here, hier op een of ander manier het ons lewenspad met u pad gekruis. Here, het ons kom opsoek. Vir van ons was dit in ons ouerhuise. Vir van ons, Here, was dit in 'n weeshuis, in 'n kinderhuis. Here, van ons is na u toe gelei deur 'n onderwyser, deur 'n afrigter, deur 'n vriend, deur 'n vriendin. Here, maar hier is ons en ons is nou hierso. Here, mag ons in hierdie tyd van ons leef, mag ons in hierdie tyd waar die individu aangeprys en opgehef word. Here, mag ons in hierdie tyd, Here, mag ons juis in hierdie tyd nader en nader aan u gemeente beweeg. Here, mag ons deel word van dit wat u op hierdie aarde doen. Mag ons inskakel by u missie. Here, mag ons as mans, mag ons as vroue, mag ons as kinders. Here, mag ons kom doen in die kerk wat u wil hê ons moet doen. Ons weet, Here, nie eers die magte van die doodryk, die magte van Hades gaan die kerk oorweldig nie. Amen.